Geliefdes, die Here is hier, kom ons raak stil voor hom, sodat ons hom kan ontmoet. Juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons prys die naam van die Here vanmôre, ons antwoord op hierdie groet, waar die Here self sy teenwoordigheid aankondig in ons midde, en ons seën en sê, moenie vir my bang wees nie, ek kom in vrede na julle toe. Kom ons antwoord, en ons erken sy koningskap deur Psalm 48 saam te sing. Ons gaan die eerste, die tweede en die 4de vers sing van Psalm 48. Die Heer is groot waar Sion stop, omwentel uit die dieptes op. Hy is die koning wat in vlekkelose wit op die troon sit. Vers 1, vers 2 en vers 4.
Geliefdes, ons gaan na die wet van die Here, Psalm 130 sing. As skuldbelydenis, ons gaan die eerste en die vierde vers sing van Psalm 130. Ons gaan bly sit as ons skuld voor die Here bely. En ons sing die tweede beruimingse woorde op die tweede melodie. Psalm 130 vers 1 en 4 na die wet van die Here. Ons luister vanmôre na die Here se wet soos wat hy dit vir ons laat opteken het in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, in ons stryd teen die sonde, herinner die Here ons vanmôre aan hierdie
stelling wat hy gemaak het in 2 Korintiërs 20 vers 15, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Weet jy, as 'n mens in jou persoonlike lewe nou luister na die Here se woord en na sy wet en 'n mens besef dat daar sonde in jou lewe is, al is jy 'n kind van die Here, dinge waarteen jy stry, dan sal ons baie keer vir onsself sê, ek moet net harder probeer, ek moet net hierdie dinge so doen en so doen, ek moet net genoeg nee sê hiervoor, ek moet net hard genoeg probeer, dan gaan ek die sonde oorwin. Die Here sê vir ons, oorwinning oor die sonde begin nie daar nie. Oorwinning oor sonde begin by geloof in Jesus Christus, wat die sonde in ons plek oorwin het, sodat ons in die krag van sy sterkte kan oorwin, want in ons eie krag gaan ons dit nie reg kry nie. En daarom bely ons sondes. Daarom bely ons dit voor die Here, soos wat ons vanmôre gesing het, en die Here sê, hy maak op hulle gebede eens al sy kinders vry, sodat ons vry kan wees van die sonde, sodat ons vanuit die oorwinning uit kan leef, en in die krag van die Here teen die sonde kan stry. Om in sy krag teen die sonde te stry beteken om in afhanklikheid van die Heilige Gees wat in jou lewe werk, gehoorsaam te bly aan wat hy vir ons sê. En die hele tyd op jou knieë te wees en te sê, Here, ek kan nie hierdie op my eie doen nie. As U nie vir my stry nie, dan sal ek nie oorwin nie. Maar wanneer ons in ons eie krag probeer om die vyand aan te vat, dan gaan die oormag vir ons te groot wees en ons sal deur hierdie vyand uiteindelik vernietig word. Geliefdes, kom ons bely ons geloof in die God wat ons dan vryspreek van ons sondes, wat sy oorwinning in ons lewens aankondig en oor ons sondes aankondig. En nadat ons geloof bely het, wil ek vra dat ons net so bly staan en as 'n uitbreiding op ons geloofsbelydenis Gesang 238 al 3 die verse sing. Fransie, so sommer direk op die geloofsbelydenis Gesang 238 vers 1 tot 3. Kom ons staan vir die geloofsbelydenis wat U soos volg in die hart met my saam spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Geliefdes, u kan die woord van die Here oopmaak vanmôre by 2 Kronieke, hoofstuk 20. 2 Kronieke, hoofstuk 20. Ons gaan die eerste 30 verse saam lees. Twee Kronieke 20 vanaf vers 1. En daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see van Edom af. En kyk, hulle is al in Hasison Tamar, dit is En-Gedi. Het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhof. En hy sê, Here, God van ons vaders, is u nie die God in die hemel nie? En is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Het u, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitverdrywe en het vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie? En hulle het daarin gaan woon en daarin vir u 'n heiligdom tot eer van u naam gebou met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis. En ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seir, onder wie u Israel nie toegestaan het om te trek by hulle koms uit Egipte land nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit u besitting te verdrywe, wat u aan ons as 'n eiendom gegee het. Onse God, sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie? Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie. Maar ons oë is op u. En die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering op Jahasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jehiel, die seun van Matanja, die Leviet, die kinders van Asaf. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle. Kyk, hulle kom op met die hoogte Hassis en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jeriel. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. En die Leviete uit die kinders van die Kehatite en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n baie groot stem te prys. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem, glo in die Here julle God,
dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Here sangers opgestel wat in heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir en wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seir om uit te roei en te verdelg. En toe hulle met die inwoners van Seir klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond en niemand het vry geraak nie. Daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die buit in te samel en het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry en het soveel vir hulle gebyt dat hulle dit nie kon wegdra nie. En hulle was 3 dae lank besig om die buit in te samel, want dit was groot. En op die 4de dag het hulle in die Lofdal byeengekom, want daar het hulle die Here geloof. Daarom het hulle die plek Lofdal genoem tot vandag toe. Toe draai al die manne van Juda in Jerusalem om met Josafat aan hulle hoof om met vreugde na Jerusalem terug te gaan, want die Here het aan hulle vreugde verskaf oor hul vyande. En hulle het Jerusalem ingetrek met harpe en siters en trompette na die huis van die Here. En die skrik vir God was op al die koninkryke van die lande toe hulle hoor dat die Here teen die vyande van Israel gestry het. Verder het die koninkryk van Josafat gerus en sy God het rondom rus verskaf. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan stil staan by die 21ste vers as 'n teksvers, alhoewel ons na die hele gedeelte kyk, dink ek beklemtoon hierdie vers die hoofgedagte. En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel wat in heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Here onse God, U is die groote God, U is die almagtige, U is die een wat in heerlikheid as koning op die troon sit en wat regeer. Ons bely dit, ons erken dit, Here, en daar is vir ons geen groter werklikheid as dit nie. En in ons dag waarin daar soveel mense is wat hulle self die posisie van koning toeëien, die reg om oor ander te heers en te regeer en selfs vir U kerk voor te skryf, is dit vir ons 'n belangrike belydenis om uit te spreek. Dit is belangrik om te erken en te sê, U is koning. Here, en dit moet op ons lippe leef en in ons harte tintel. Dit moet ons optrede raak. En juist daarom is ons ook vanmôre hier teenwoordig, want ons kom buig voor U as die koning van die konings, die Here van die Here, die een wat die aanvoerder van die leerskares is, die oorwinnaar oor die sonde en die dood. Ons kom buig voor U, Here, omdat ons wil hoor wat U koning, U wat koning oor ons lewens is, wat U wil vir ons lewens is. Want as U heerskappy oor ons lewens uitvoer, dan regeer U deur U woord en deur U Gees, en daarom bid ons dat U Gees tot ons sal spreek, Here, en dat U alles sal verwyder wat skeiding maak tussen ons en U, sodat ons sal hoor wat U Gees aan die gemeente wil sê. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, musiek was nog altyd iets wat met oorlog geassosieer is, snaaks genoeg. Weet jy wie van u het al bietjie gekyk na flieks soos The Patriot byvoorbeeld nie? Daarin sien ons dit nog toe die magte van die Amerikaanse vryheidsstryd gewoed het en
en daardie magte teen mekaar opgetrek het, dan was daar altyd 'n orkes wat saam met hulle uitgetrek het. 'n Orkes wat die marsslag gespeel het, waarop die soldate gemarseer het, hierdie oorlog en die vyand tegemoet. Vandag word daar nie meer orkeste saam met soldate ontplooi nie. Die moderne soldaat luister sommer na musiek op sy oorfone, van sy selfoon af, of van 'n iPod, of een van hierdie meganismes wat jou musiek kan speel. En dis 'n bekende gesig ook om te sien hoe dat sportmanne, voordat hulle aan 'n belangrike wedstryd deelneem, jy weet mos nou, as die springbokke word altyd afgeneem as die bus kom stop en hulle klim uit die bus uit, dan sien jy hoe klim hulle af met oorfone op hulle koppe of met oorfone in hulle ore, en dan wonder 'n mens altyd, wat is die musiek waarna hulle luister voordat hulle so 'n wedstryd gaan speel? Miskien nog belangriker, wat se musiek luister die moderne soldaat na voordat hy ontplooi word? Nou so 'n paar jaar terug het ek op die webblad Foreign Policy so 'n bietjie gaan lees, wat is die lys van top 10 gewildste liedjies waarna soldate luister, veral nou Amerikaanse soldate natuurlik, voordat hulle ontplooi word. Nou die meeste van hierdie liedjies is heavy metal musiek. Groepe soos Metallica en AC/DC en Drowning Pool en selfs Survivor se Eye of the Tiger. En hierdie goed het alles opreiende melodieë, as mense dit so kan noem. Dis asof hulle self moet opsweep en gereed maak om in hierdie oorlog in te gaan. En as jy ook luister na die titels van die liedjies waarna hulle luister, dan sê dit ook iets wat vir die soldate voorlê. Dit gaan nou nie oor of dit reg of verkeerd is nie. Dis die tipe goed waarna die mense luister. Let the bodies hit the floor. Disposable heroes. How I could just kill a man. Dis maar van die titels wat van die gewildste is om na te luister voordat hulle ontplooi word. Broers en susters, wat sou u geluister het op die vooraand van 'n lewensgevaarlike veldslag? Watter lied sal daar op u lippe wees? Want in 'n sekere sin is ons altyd opgestel teenoor die slagordes van die duisternis. Hulle is altyd gereed om ons aan te val. Watter lied sal op jou lippe wees wanneer jy die vyand tegemoet moet trek? Soos die Amerikaanse soldate met musiek wat jou opsweep vir die stryd? Of soos Christenstryders op die mars van die oorwinningslied? Hier in 2 Kronieke 20 lees ons ook van 'n veldslag wat met musiek gepaard gegaan het. Dit is nogal interessant hoe sentraal musiek eintlik in hierdie gedeelte in hierdie stryd staan. Koning Josafat van Juda ontvang berig van sy militêre intelligensie dat daar 'n groot vyandelike mag bestaande uit Moabiete en Ammoniete en Meuniete op pad was. Maar die ding wat hulle eintlik bekommer het, was dat die vyand nie nog ver weg was nie. Onthou nou net, hulle het nou nie al die satelliete gehad en al die moderne tegnologie wat ons vandag gehad het, sodat hulle die vyand se bewegings maklik kon monitor en kon sien waar hulle is. Vroeë waarskuwingsstelsels gehad wat hulle dalk kon inlig as 'n vyand by 'n sekere punt verbytrek ensovoorts nie. Hulle was aangewese op spioene wat op die uitkyk was vir die vyand wat hulle dalk kan inval en wat vir hulle berig kon bring. Maar hierdie vyand was eintlik al in hulle land gewees. Want hierdie ouens was slim. Hulle het die landskap tot hulle voordeel gebruik. As jy nou 'n kaart agter in die Bybel oopmaak, of as jy bietjie wil gaan kyk vanmiddag, gaan soek bietjie na 'n kaart en gaan kyk waar lê En-Gedi. En-Gedi lê reg langs die Dooie See, so in die middel, aan die weste kant van die Dooie See, in Juda se kant. En hierdie 3 groepe kom almal van die ooste kant van die Dooie See af. So hulle het van die ooste kant van die Dooie See afgekom, hulle het onderom waarskynlik getrek, onderom die Dooie See,
En dan lê die dooie see lê tussen twee bergreekse, heel in die dal. Maar hier's twee bergreekse wat 'n natuurlike skans of 'n skuiling eintlik is, wat maak dat jy redelik ongesiens kon intrek in die land sonder dat die inwoners dit noodwendig sou geweet het. En dit is ook wat hulle gedoen het. Hulle het dus die verrassingselement aan hulle kant gehad. Juda het nie tyd gehad om voor te berei vir hierdie stryd nie. Toe hulle sien, toe is die vyand daar. Geliefdes, die taktiek van die kerk se vyand is nie om altyd oop en bloot op jou af te trek nie. Die vyand in ons persoonlike lewe, maar ook, en ek maak vanmôre baie meer toepassings op die kerk as 'n instelling, omdat Israel en Juda iets verteenwoordig van die kerk in die Ou Testament, en hulle stryd met hulle vyande, iets van die stryd waarin ons gewikkel is. As die vyand op die kerk en op gelowiges aftrek, dan het ons nie altyd genoeg tyd om gereed te maak nie. Hy kondig nie altyd sy koms aan met 'n marsslag sodat ons kan weet hulle is nog so ver en so ver en so ver en nou kan ons gereed maak en ons kan ons stellings opstel nie. Die Here Jesus bevestig dit ook in die Nuwe Testament wanneer hy praat oor die stryd waarin die kerk en gelowiges gewikkel is, dan praat hy van profete in skaapsklere. Met ander woorde, hy praat daarvan en hy sê die vyand gaan tussen jou wees. Van binne is hulle roofsugtige wolwe. Hy praat van, die Nuwe Testament praat baie van valse godsdienste, valse profete, gevaarlike gewoontes. Maar die probleem is met ons as gelowiges, veral hier waar ons ook in die kerk sit en ons ken mekaar, ons almal rustig hier tussen mekaar, want ons weet, ons is almal kinders van die Here, of ons aanvaar dit ten minste van almal wat hier in die kerk saam met ons sit, is dat ons baie keer die bedreiging van die vyand sien as iets wat daar ver, daar buitekant is. Ag, dit is nie eintlik iets waarmee ons so te doen gaan hê nie, en dit word dalk geveg iewerster daar waar ons in die koerante skryf oor belangrike sake en waar ons miskien verskil van die wêreld daar buite en ons standpunt gaan stel. Dit word dalk geveg daar in die synodesale waar ons miskien oor belangrike uitsprake of teologiese verskille met mekaar moet dinge uitsorteer ensovoorts, maar dis nie eintlik iets wat vir my so naby aan die lyf is nie. Ons weet hierdie dinge is bestaan, maar ons is baie keer maar lief vir volstryspolitiek. Of miskien moet ons eerder sê volstrysteologie. Jy weet mos wat doen 'n volstrys, hy druk sy kop in die sand. Want hierdie dinge is mos daar ver. Solank dit my nie raak nie, solank ek nou nie regtig hoef iets te doen nie, daar sal iemand anders ter wees wat die stryd veg. En ons sien dit ook baie keer in ons kerkverband. Ons weet jy hoe baie briewe kry Dominee Johan van gemeentes of van lidmate af wat vra, wat gaan die kerk nou doen hieroor? Dan noem hulle nou iets wat gebeur. So asof die kerk iets of iemand anderster is as wat ek en u is. Maar hoor u wat is die basiese voorveronderstelling? Daar is iemand anderster wat veg en ons moet nou hier van agteraf net aanmoedig en sê julle moet daar skiet en dan moet julle daar skiet en dan moet julle daar skiet, maar ons is self nie op die voorste linies nie. Iemand anders moet dit altyd vir ons doen. Ons moet nie onsself bluf nie, geliefdes. By meer as een geleentheid beveel die Here Jesus ons om waaksaam te wees. Die vyand is baie nader as wat ons dink. Hy het ons al in 'n groot mate geïnfiltreer en ek wil dit vanmôre vir u net so 'n bietjie noem of 'n voorbeeld noem aan die hand van die hele gedagte van die postmodernisme. Nou, u ken dit nou al baie goed, ek het dit al baie keer as 'n voorbeeld gebruik, maar terwille van die voorbeeld vanmôre dan, of van net om die punt te maak, die volgende. Postmodernisme, weet jy, is 'n lewensfilosofie of is die tydsgees waarin ons leef vandag, wat eintlik maar net sê, daar is nie iets soos algemeen geldende waarhede nie, objektiewe waarhede nie. 'n Objektiewe waarheid sal byvoorbeeld wees, jy mag nie steel nie, so objektiewe waarheid, of daar is net een God, so objektiewe waarheid. Die postmodernisme sê nee, alle waarheid is relatief. Dit beteken elkeen kan self besluit wat is waar. As dit
as jy glo, daar is meer as een God, dan is dit jou waarheid. Maar jou waarheid hoef nie my waarheid te wees nie, en my waarheid hoef nie jou waarheid te wees nie. Al wat ons moet doen, is ons moet net vir mekaar ruimte maak, om elkeen sy eie waarheid vas te hou, en dit uit te leef. En ons besef nie, hoe ons eintlik al pens en pootjies, binne hierdie denkraamwerk staan nie. Dink 'n bietjie. Hoe bereid is u om vir iemand te sê, iets wat hulle in hulle lewens doen, is nie reg nie? Wat is ons antwoord gewoonlik? Ons gaan sê, maar wie is ek om vir so iemand te sê, hy is verkeerd, of sy is verkeerd? Wie is ek nou? Of ons is bietjie huiwerig om dit te doen, veral as hulle antwoord, want dit is die tipiese antwoord wat ons in 'n postmoderne wêreld kry, dat mense vir jou sal sê, ja, ek hoor wat jy sê, maar dis maar jou interpretasie van die Bybel. En of iemand te sê, dis maar jou interpretasie, is eintlik maar net om te sê, 'n moderne manier om te sê, dis jou waarheid. Dis nie my waarheid noodwendig nie. Dis nie hoe ek die Bybel verstaan nie. Kerke begin al, as gevolg van hierdie ding, begin kerke al op synodes met mekaar gesels en sê, moet ons nie maar iets so sê, maar saam bly voordat mense getroud is, moet ons dit nie maar normaliseer op 'n manier nie, moet ons nie 'n manier kry om dit eerder te bestuur, as wat ons probeer sê, dit is verkeerd en dit is sonde om dit te doen nie. Vir elke siening binne die kerk moet daar deesdae, wel ek moet eintlik sê nie net binne die kerk nie, ook buite die kerk, moet daar deesdae binne die kerk ruimte geskep word. Want die kerk kan nie meer vir mense sê, wat is reg en wat is verkeerd nie. En die probleem is dat hierdie siening ons eie teologie eintlik teen ons gebruik, want ons weet byvoorbeeld dat die skrif oor sekere sake, wat ons sal nou weet in die Bybel is daar sekere sake wat 'n mens kan beskryf as kernsake. Kernsaak is byvoorbeeld, jy moet in Jesus Christus glo om gered te word. Dis 'n kernsaak. Dit is iets wat ons onder geen omstandighede kan verander of aanpas nie, want dit is die belangrikste aspek van die evangelie. Jy moet glo dat Jesus Christus vir jou sondes betaal het, dat hy die dood uit opgestaan het, dat hy die dood oorwin het. As jy dit nie glo nie, kan jy nie gered word nie. Maar daar is ook in die Bybel wat ons noem randsake. Sake waaroor die skrif vir ons meer beweegruimte gee. Vat byvoorbeeld iets soos musiek in die kerk. Die Here gee vir ons in sy woord sekere riglyne oor wat behoort in die erediens te wees en hoe ons moet dink oor aanbidding ensovoorts. Maar die Here sê nie vir ons, nêrens in die Bybel staan daar moet 'n orgel in die kerk wees nie. Nêrens in die Bybel staan daar ook, jy moet 'n orkes in die kerk hê nie. Maar binne die ruimte wat die Here vir ons maak en die beginsels wat hy vir ons gee, is daar ruimte om wat hierdie randsaak betref, volgens die kultuur van jou gemeente, dan ook die erediens volgens die beginsels van die skrif in te rig en te kies vir 'n bepaalde musiekgenre wat jy dan gebruik, wat die erediens die beste dien. So, nou is daar sekere goed in die Bybel wat ons vir mekaar sal sê, maar die Here maak vir ons ruimte daarvoor. Maar nou kom die ouens wat pens en pootjies binne die postmodernisme staan en hulle gebruik dit teen ons en sê, ja, maar as daar daarvoor ruimte is, hoekom maak ons nie ruimte vir ander dinge nie? Hoekom wil julle nie ruimte maak nie? En dan kom hulle nou by die kernsake. Nee, so hulle gebruik die ruimte wat daar is vir randsake en hulle pas dit toe op kernsake. Byvoorbeeld op goed soos vrou in die amp, of verhoudings, of geslagtelikheid, of redding, om byvoorbeeld net iets te sê soos, vir Christene is Jesus die redder, en vir ander gelowe is redding op 'n ander manier, maar ons kom eintlik maar uiteindelik almal op die bokant van die berg uit. Kyk maar net hoe besluit mense deesdae ook oor die keuse van 'n kerk. Broers en susters, die hartseer is dat die meeste mense, as hulle moet besluit by watter kerk hulle inskakel, kyk hulle heel eers watter kerk is die naaste. Regtig. Mense kyk watter kerk is die naaste.
Dan kyk hulle ook na watter kerk toe gaan hulle vriende. Of waartoe gaan die meeste mense? Of hulle vra, waar is 'n kerk waar ek gemaklik sal wees? Waar daar vir my kinders voorsiening gemaak sal word? Dis die tipe maatstawwe wat gebruik word. Party mense soek ook daardie kerk wat groot genoeg is dat hulle kan wegraak, dat hulle nie vreeslik betrokke hoef te wees nie. Hulle soek 'n kerk waar hulle maar net Sondag kan kerk toe kom, niemand ken noodwendig hulle name nie, niemand weet wat hulle doen nie, niemand weet wat in hulle lewens aangaan nie, en hulle kan net kerk toe kom om ietsie te kom kry en goed te voel oor hulle self en te voel, ek is daarom weer reg, en dan huis toe te gaan en die res van die week aan te pak. Of die objektiewe gesag van die skrif in daardie kerk gehandhaaf word, is vir mense irrelevant. Want wat sê ons? Ag, hulle is mos ook Christene. En hulle is. Ons sê nie, almal wat in kerke is, wat nie noodwendig alles volgens die skrif doen, dat al daardie mense nie Christene is nie. Maar broers en susters, as jy weet 'n ding is nie reg nie, hoekom gaan jy terwille van jou gemak, terwille van die afstand van die kerk, terwille van jou eie belewenis, die waarheid prys gee? Ons sê vir onsself, dat daar belangriker dinge is om oor te stry, as om partykeer nou oor hierdie kleiner dingetjies, ons praat van die kleiner goedjies. En partykeer is dit klein goedjies, ons moet sê, dit is partykeer onnodig die dinge waaroor ons stry, maar partykeer is dit groot goed. Partykeer is dit belangrike goed. Jy sal onthou hierdie hele storie van die gereformeerde kerke en hulle besluit oor die vrou in die amp, wat die afgelope paar maande in die nuus was en in die koerante was ensovoorts. En mense sê, maar hoekom stry die kerk oor sulke goed? Daar's mense wat swaar kry, daar's mense wat nie kos en klere het nie, ons moet eerder aandag gee aan hulle. Dis belangrike goed, want dit raak uiteindelik die kern. Want dit gaan oor hoe verstaan ek die skrif. En dit gaan nie net oor die vrou in die ampie, maar dit gaan oor my hele verstaan van die skrif, want as ek dieselfde beginsels gebruik wat ek gebruik om iets soos vrou in die amp te regverdig, dan gaan ek daardie beginsels op ander dinge ook begin toepas, en dan moet ek sê, dan is die ander dinge ook reg. Want ek gebruik dieselfde tegniek wat ek hier gebruik het ook, om die skrif op ander plekke te laat sê wat ek wil hê dit moet sê. En daarom moet ons oppas om te dink, weet, het is baie maklik om te sê, daar is belangriker dinge om aan aandag te gee. So asof ons nie beide kan doen nie. Ons kan beide doen. En ons is veronderstel om beide te doen. Ons vergeet gerieflikheidshalwe hoe baie daar in die Nuwe Testamentiese kerk terwille van die waarheid gestry is. Hoe baie daarteen dwaalleer opgetree is. Hoe baie die apostels gesê het wat moet gebeur met dwaalleraars. Hoe hulle ontbloot is. Hoe hulle verkeerde verstaan van dinge aan die kaak gestel is. Hoekom? Want as jy nie by die waarheid van die skrif is nie, is jy nie eintlik meer by Christus van die skrifte nie. Maar ons moet in die AP-kerke en in ons gereformeerde kerke ook versigtig wees dat ons nie ook maar in die slaggat van subjektivisme trap nie. Want subjektivisme sê, my waarheid is die waarheid. Dan raak ons sektaries. Om te sê, wel, net wat ons glo, net soos ons sê, dit is die waarheid, dit is hoe die Bybel verstaan moet word, dit is al wat geld. Daar is eintlik nie ander Christene buite die AP-kerk wat reg is nie. Eintlik is hulle nie Christene nie, want eintlik moet hulle in die AP-kerk wees om regtig Christene te wees. Hulle moet alles doen soos ons doen, hulle moet alles glo soos ons glo, dan is hulle Christene. Want ons in dieselfde slaggat getrap. En dan praat ons nie eers van die moedeloosheid wat daar partykeer onder ons kan intree, dis ook een van ons vyande. Die twis wat daar baie keer in gemeentes is, as jy weet hoeveel gemeentes uit mekaar uitgeskeer word as gevolg van twis,
Nie oor kernsake nie. Oor onbenullighede. Dan is dit hartseer. Ja, broers en susters, die punt is, die vyand is baie nader as wat ons dink. In vers 3 lees ons dat koning Josafat bevrees geword het, toe hy hoor hoe naby die vyand was. En dit maak 'n mens paniekerig, as jy agterkom, die vyand is op jou voorstoep, hy is dalk al eintlik aan jou voorportale. Hy het selfs dalk al jou denke binne gedring. So die vraag is, hoe reageer ons? En die hartseer is dat ons baie keer soos mense wat reeds verloor het reageer. Ons wil die kerk verander in 'n rehabilitasiesentrum waar ons net almal help en net so gemaklik as moontlik hou. Sê, weet jy wat, jy kan maar met jou siekte saamleef. Ons kan niks aan hierdie ding doen nie, maar ons kan jou gemaklik maak. Ons aanvaar jou soos jy is. Of ons kan 'n rehabilitasiesentrum wees waar oorwinning oor die sonde en die dood moontlik is. Maar weet jy, dit is vir ons baie keer belangriker om mense goed oor hulle self te laat voel. Dit is baie keer vir ons belangriker om verhoudings in stand te hou, as wat dit is om te sorg dat iemand se verhouding met die Here reg is. So dis een manier om te reageer, paniekerig te raak, eintlik maar 'n bietjie boedel oor te gee. Die ander opsie is om soos Josafat te reageer. Jy vrees, so daar's nie 'n oordrewe selfvertroue nie, maar hierdie vrees oorweldig jou nie. Dit dryf jou eerder tot afhanklikheid. Koning Josafat se optrede is merkwaardig. 'n Mens sou verwag, as die koning hoor wat gaan aan, dat hy vir sy militêre leiers sal sê, nou maar wat staan julle nog hier? Kry die weermag bymekaar, ons moet gereed maak vir die stryd. Roep hulle op. Maar hy roep Juda op vir 'n erediens. Hy sê, kom, ons gaan eers kerk hou. Hy kondig 'n vasdag aan as belydenis daarvan dat die volk se hulp in die naam van die Here is. Die volk kom in Jerusalem bymekaar, almal is daar. Ons lees in vers 13, dis interessant, net so 'n kantoptekening of aantekening oor die erediens, dat die vrouens en die kinders ook teenwoordig was in die erediens. En vanuit die nuwe voorhof van die tempel spreek Josafat tot die Here ten aanhore van die volk. En wat opvallend is van hierdie gebed van Josafat, is die ooreenkomste met die gebed van koning Salomo toe die tempel ingewy is. Gaan lees 'n bietjie weer die gebed van koning Salomo en hoe hy spesifiek 'n baie belangrike teologie kom vestig het in Israel, want hy het elke keer in sy gebed ook vir die Here gesê, as die volk by hierdie plek bid, as die volk in die rigting van u huis bid, hoor hulle dan en wees hulle barmhartig. En die rede hiervoor was dat omdat die tempel die ontmoetingsplek was. Daar voor die altaar, waar daar versoening vir die volk se sondes gedoen word, daar ontmoet God sy volk. Dit is die plek waar 'n heilige God en 'n sondige volk bymekaar kan kom en 'n sondige volk vir hierdie God kan vra, wees ons genadig. Daar waar daar versoening gedoen is. Ten diepste is hierdie ontmoetingspunt deur ons Here Jesus verpersoonlik. Hy sê, toe hy op aarde was, hy is die tempel. Hy verwys na homself as die tempel. Hy sê, hierdie tempel sal afgebreek en in 3 dae weer opgebou word. En omdat hy ook die offer is wat op die altaar gebring is, maak hy ontmoeting moontlik tussen ons en God. Hy maak dit vir ons moontlik om te mag vra dat die Here by ons sal wees. Want sy versoeningsoffer is die gronde, is die rede waarom ons mag vra, na God toe mag gaan.
Josafat se gebed namens die volk is as ware 'n geloofsbelijdenis. Hoor wat sê hy? In u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u stand hou nie. Dit is 'n belydenis wat uiteindelik in die Here Jesus sy hoogste vervulling vind, wanneer hy na sy opstanding uit die dood ook verklaar, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. Hoor jy die ooreenkomste tussen die twee? Dis 'n belydenis wat die volk tot 'n eenheid saamsnoer, maar wat vandag nog gelowiges saamsnoer. Die oorwinning behoort aan die koning. Ons word nie net saamgebind omdat ons 'n gemeenskaplike vyand in die gesig staar nie, maar ten diepste omdat ons belydenis dieselfde is. Wat bely ons? In u hand is sterkte en krag, Here. Die stryd is nie ons stryd nie, die stryd is u stryd. In die krag van u sterkte, Efesiërs 6, trek ons uit. Broers en susters, waar ons in ons dag te staan kom teen 'n formidabele vyand, herinner God ons deur die woorde van Jahasiel, dat ons nie bang hoef te wees nie, want die stryd is die Here se. Jahasiel spreek hierdie woorde spesifiek, want dit is dieselfde woorde waarmee Moses ook die volk moed ingepraat het op die vooraand van die deurtog deur die Rooi See. En dan wonder mense, hoekom kies hy spesifiek hierdie woorde? Want hy wil die volk herinner. Hy wil vir hulle sê, die God wat vandag voor julle uittrek is dieselfde God as die God wat die waters van die Rooi See oopgekloof het sodat julle daardeur kon trek. Die God wat daar die vyand en die Egiptenare verslaan het, is ook die een wat hierdie vyand voor julle uit sal verslaan. Hy is die een wat vir julle stry. En dit is ons hoop, geliefdes, dat die God wat gister op 'n manier opgetree het, vandag nog op dieselfde manier optree en tot in ewigheid dieselfde is. Die een wat is en wat was en wat kom. Met hierdie wete en hierdie afhanklikheid trek ons dan die vyand tegemoet en vreesloos met 'n oorwinningslied op ons lippe. Want afhanklikheid lei tot oorwinning. Die vraag is nou, as die Here dan sê, ons moet stil wees, en ons moet hom vertrou om die stryd namens ons te stry, beteken dit ons moet passief wees? Want dit is hoe party mense dit interpreteer. Ek het nog gebid, ek het nou vir die Here gevra, en hy gaan nou hierdie saak namens my uitsorteer. Ek moet nou net wag en kyk wat gaan hy doen. Nee, geliefdes, Israel het teruggegaan na hulle huise, of nie teruggegaan na hulle huise en agteroor gaan sit en kyk hoe God die vyand vernietig nie. Hulle het die vyand tegemoet getrek. Ons leer ook in die gedeelte dat hulle gewapend die vyand tegemoet getrek het. Ons lees in vers 21 dat Josafat wel opdrag gegee het dat daar op die voorpunt sangers opgestel moes word, waar die volk in 'n lofsang moes lei. So wat ons hier sien, is 'n volk wat gereed is vir die stryd, wat gewapen is vir die stryd, wat bereid is om tot die stryd toe te tree, maar wat singend met 'n loflied op hulle lippe die vyand tegemoet trek. Wat het hulle gesing? Ons lees in vers 21 hierdie woorde, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit is 'n refrein. Dit is 'n koorgedeelte van 'n psalm. En die psalm is waarskynlik Psalm 136 wat hulle gesing het, wat sê, loof die Here, want hy is goed, loof die Here van die gode, loof die Here der Here, wat Israel uitgelei het met 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. En dit het dan telkens Psalm 136 dieselfde refrein wat ons ook in vers 21 kry, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. So Psalm 136 maak 'n stelling en dan kom die refrein, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En dit is wat hulle sing. En hierdie lied, broers en susters, het hulle belydenis geword. Dit het hulle afhanklikheid uitgedruk. Dit het gesê, ons kom nie in ons eie naam nie, ons kom in die naam van die Here van die leerskare. In hom is ons krag, in hom is ons sterkte. Nog voordat daar 'n swaard geswaai of 'n spies gewerp is,
kon hulle al sing van die oorwinning. So seker was hulle daarvan. En toe hulle by die kamp van die vyand kom, toe het hulle teen mekaar gedraai, toe het hulle teen mekaar begin oorlog maak, en die Here het op so 'n manier die vyand vernietig en hulle uit mekaar uitgejaag. Geliefdes, om dieselfde rede kan ons ook die vyand met 'n oorwinningslied tegemoet trek. Wie in afhanklikheid sy vertroue in God stel, wie vasglo dat God vir hom sal stry, sy hoop sal nie verydel word nie. Want die woestyn van Tekoa was nie die enigste plek waar God die vyand in 'n hinderlaag gelei het nie. Uiteindelik het hy die vyand ook, die prins van die duisternis, op Golgotha in 'n hinderlaag gelei en sy mag vernietig. Daarom vrees ons nie die Satan nie. Ons vrees nie die bose nie. Ons ontken nie die werklikheid van hulle bestaan nie, maar ons leef in die oorwinning van Christus. Ons stel ons vertroue in hom, wat reeds oorwin het. En daarom kan ek nie verloor nie. Behoort ek nie terug te deins nie. Behoort ek nie te sê, 'n sonde in my lewe is net te groot om te oorwin nie. Wat beteken dit om met 'n oorwinningslied die vyand tegemoet te trek? Beteken dit ons moet meer sing? Of oral waar ons in moeilike omstandighede kom, of in benoudheid verkeer, ons gunsteling gospel liedjie neurie? Is dit wat die Here van ons vra? Nee, ons kan meer sing. Ons kan sing met oorgawe oor die oorwinning van die Here beslis. Maar om met 'n oorwinningslied die vyand tegemoet te trek, beteken eintlik om met die evangelie op jou lippe die vyand tegemoet te trek. Om wanneer jy dit so eenvoudig te stel, wanneer jy met 'n spesifieke sonde in jou lewe worstel, vir jouself te sê, maar ek is 'n oorwinnaar, ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Hierdie sonde het nie hou vas op my nie, ek dien nie hierdie sonde meer, ek is nie meer 'n slaaf daarvan nie, ek is meer as 'n oorwinnaar, want Christus het my uit die dood uit opgewek, ek het saam met hom uit die dood uit opgestaan. Dis om met die evangelie op jou lippe die vyand tegemoet te trek. Hoe lyk dit prakties? Verder, dit beteken ek deins nie terug nie. Ek staan vir die onvervalste waarheid van God se woord. Ek hoef nie die woord van die Here te versag om dit vir mense verteerbaar te maak nie. Maar, as mooi luister, die Here sê ook vir ons dat ons nie onsensitief met sy woord moet omgaan en op 'n veroordelende wyse dit moet aanbied nie, want baie mense doen dit natuurlik ook en dan kruip hulle weg daar agter en te sê, maar ek bied die waarheid onvervals aan, ek gee nie om of dit iemand aanstoot gee nie. Ja, ons gee nie om wanneer die waarheid iemand aanstoot gee nie, maar ons kan dit altyd op 'n manier aanbied, sonder om iets prys te gee, maar ook altyd werwend te wees. Want ons wil nie net vir mense sê hoe verkeerd hulle is nie, ons wil uiteindelik ook vir mense sê hoe hulle kan oorwin, hoe hulle Christus kan vind, hoe hulle lewe kan vind. En daarom bied ek altyd die evangelie ook op so 'n manier aan, dat ek intrek, want dis wat die evangelie doen. Die evangelie maak nie dood nie, die evangelie maak lewend. Ek is nie tevrede om maar net in 'n breedweg Christelike kerk te wees, wat dan min of meer 'n paar Christelike dinge doen, en ek is redelik gemaklik daarmee nie. Een vol liefde, maar sonder waarheid. Ek soek ook 'n kerk wat staan vir die waarheid, al is daardie kerk klein. Ek aanvaar nie sonde in die naam van verdraagsaamheid of bloot ter wille van verhoudings nie, want as oorwinnaar in Christus hoef ons nie die sonde die laaste sê in ons lewens en in ons samelewing te laat hê nie. Ek gee nie prys wat reeds verower is nie. As Christus reeds koning van my lewe is ek nie 'n rebelse onderdaan wat elke moontlike manier probeer kry om nie aan God se woord gehoorsaam te wees nie. As hy koning is van my lewe, is ek 'n gehoorsame, dienende, bereidwillige onderdaan wat my lewe as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer aan hom gee. As hy koning van my gesin is, maak ek nie toegewings ten opsigte van my kinders se Christelike opvoeding nie. As hy koning van my huwelik is, dan buig ek nie voor die afgod van welis nie. Ek aanvaar ook verantwoordelikheid vir my gemeente.
Ek is betrokke. As die Here my roep, dan antwoord ek, want ek laat dit nie net oor aan sekeres om op die voorste linies te veg nie. Te midde van al die aansprake dat alle godsdienste gelyk is, proklameer ek prontuit, daar is een God, daar is een koning, aan wie die krag en die sterkte behoort. Geliefdes, as gelowiges, het ons nie nodig om te sing oor die stryd wat nog vir ons voorlê nie. Die vyand wat ons nog hoop om te verslaan nie. Want Christus het reeds die stryd gestry. Die vyand is reeds oorwin. Ons kan dus oorwinnend die vyand tegemoet trek, terwyl die marsslag van die oorwinningslied 'n siddering teen die ruggraat van ons vyand afstuur. Terwyl ons sing, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Amen.